Here, dankie vir die groot voorreg wat ons het om in U naam by mekaar te kan wees. En dat U vanoggend vir ons sê, ek is hier by julle. Ek is lief vir julle, ek sien jou raak, ek ken jou. En ek het 'n boodskap vir jou. Here, help my om te luister. Help ons om toe te laat dat ons lewe verander sal word. Here, dankie dat U moeite doen met ons en dat ons die voorreg het om in so 'n verhouding met U te kan wees. U, die groot koning van die heelal, wil saam met ons op pad stap en U bring vir ons boodskap. U gee vir ons riglyne vir ons lewe. En U sê dit nie net vir ons nie, U stap die pad saam met ons. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om U kinders te kan wees. Amen. Kom ons lees Matteus 21 van vers 1 af. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Die ou vertaling het sê, Hosanna. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nou hierdie volk het aan 'n profesie vasgehou vir jare lank. Die profesie van Sagaria. En dit sê, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig en die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies aankondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Die koning bring vrede. Hy sal 'n einde bring aan oorlog. Nou hierdie profesie kom al eintlik baie vroeër. Dit kom al van Jakob se dae af. Nou Jakob het 12 seuns gehad, waarvan ons bekende verhaal van Josef een is. Maar sy 12 seuns is ook die stamme van Israel, as julle ooit gewonder het. Dis waar die name vandaan kom. En op sy sterfbed gee hy aan elke seun 'n seëngebed. En vir Juda gee hy dan die volgende een. En Juda was ook dan die stam waaruit Dawid kom. Nee, met ander woorde, die Messias, die verlosser. En die profesie van wat God kom doen, kom uit Juda uit. So as Jakob vir Juda seën, dan sê hy, Juda, dit is jy vir wie jou broer sal eer. Jy sal jou vyande onderwerp en jou broers sal voor jou buig. Jy is 'n leeu, my seun Juda, wat van die prooi af wegstap. Jy rek jou uit en jy gaan lê rustig soos 'n leeu. Soos 'n leeumannetjie wat nie deur iemand opgejaag word nie. Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer totdat Silo kom. Die heerser aan wie
die volke hulle sal onderwerp. Hy maak sy rydier vas aan 'n wingerdstok, sy donkie aan die beste wingerdstok. Sy klere is so rooi soos wyn, sy koningskleed so rooi soos druiwesap. Sy oë is donkerder as wyn, sy tande witter as melk. So, die volk, die Joodse volk verwag hulle verlosser. Die een wat God al vir hulle vir jare en jare en jare beloof het. So, dis letterlik 'n paar duisend jare. Wat hulle wag vir hulle verlosser, wat uit Juda gaan kom, wat op 'n donkie gaan kom, en wat vrede gaan bring. So hulle verwag hulle verlosser, hulle redder op 'n donkie. So as die mense vir Jesus op daai donkie sien aankom, dan is al die tekens daar. Hulle Messias is hier, hulle verlosser is hier, hy is die een wat hulle voor gewag het. Nie net enige koning of heerser nie, die lank verwagte Messias, hy is hier. En vir 'n oomblik in tyd, besef die volk wie hier is. Die koning van die Jode, die een wat vrede vir die wêreld gaan bring. Nie net hulle volk nie, die wêreld. Die tyd is hier, die opvolger van Dawid wat God vir jare lank aangekondig het, is hier. Die lang verwagte hoop, hy is hier. Hosanna in die hemel, Hosanna in die hoogste, prys die Here. U verdien die beste. Hy het gekom om vir ons vrede te bring. En net so vinnig en amazing soos dit gekom het, gaan dit ook weg, want dan vra hulle, wie is hierdie man? As hy in die stad is. Wie is hy? En die antwoord is die profeet Jesus van Nasaret. So die hoop was daar en toe skielik is alweer twyfel. Hy is net 'n profeet. Hy kan nie die Messias wees nie. En die Fariseërs, hulle verloor dit natuurlik heeltemal, want dit kan nie hy wees nie. Dit kan nie Jesus wees nie, nie hy nie. Van alle mense wat God kon gekies het, kan nie Jesus wees nie. Hulle wil hom dan doodmaak. Hulle wil nie hê hy moet hier wees nie. Hy maak dit te mekaar en hy doen goed wat hulle nie wil hê hy moet doen nie. Hulle wil hom doodmaak, hy's in hulle pad. Nie Jesus nie, hy kan nie die Messias wees nie, is onmoontlik. Hulle kon nie en hulle wou nie. En in plaas daarvan dat Jesus sy militêre mag bymekaar begin maak in hierdie stad en sê, maar ons gaan vrede bring in die wêreld, ons gaan oorlog hou, ons gaan die Romeinse ryk verower, ons gaan saam met my gaan enigiets moontlik wees en ons sal die wêreld in besit neem. Laat hulle toe om hom te arresteer, laat hy toe dat hulle hom arresteer. In plaas van hierdie militêre mag en sê, ja, ons gaan nou kom en julle beter niks teen my doen nie, want ek is God en julle kan niks teen my doen nie en julle beter luister vir my. Laat Jesus toe om hom te arresteer. Heeltemal teenoorgestelde as wat die mense verwag het. Donkies is simbole van nederigheid. En dis wat God vir jare eintlik al vir mense sê. Hy kom op 'n donkie. Hy kom nederig. Hy weet wie hy is. Maar hulle wil dit ook nie hoor nie. Donkies werk hard en hulle kry maar min beloning. En hulle het geweet die verlosser gaan nederig wees, maar hulle het dan nie gedink hy gaan so nederig wees nie, nee. Hy laat toe om homself dood te maak. Here, dis 'n bietjie ver. Hoekom? Dis nie nodig nie. Hoekom? Hy kan ons nie toelaat dat mense op hom trap nie. Hy staan die God van die heelal. Dit kan ons nie so werk nie. Hy's so anders, hy's so vreemd. En hy meng met mense wat ons nie wil hê hy moet meng nie. Hy meng met mense wat ons nooit eers wil in die gesig kan kyk nie, in die oë kan kyk nie, want hulle is net so sleg. Hy sê, en dan praat hy baie reguit met hulle, en sê hy, dit sal eerder daardie mense wees wat in die hemel kom as julle. En ek heeltemal in die gesig gevat, en sê, Here, hoe kan hy so sê? Hy sê, want hulle weet, hulle het verkeerd gedoen. Hulle kan dit herken, en hulle kan by my uitkom.
Maar julle dink julle is die beste. Julle dink julle het gearriveer. Julle is nie bereid om broos te wees nie, want dit gaan julle reputasie iets doen. Julle dink dit gaan iets aan julle reputasie doen. Julle trots is so belangrik. Julle kan tog net nie wys dat julle swak is op 'n manier nie. Julle wil nie broos wees nie. En omdat julle nie kan erken dat julle foute maak nie, gaan dit baie moeilik wees vir julle om vir my te aanvaar. Dis weer daai ding wat ons baie oor gepraat het hierdie kwartaals, is daai vraag wat ons vra, soos regtig Here? Regtig? Here, ek wil nie dit hê nie. Ek wil hê dit moet anders wees. Ek wil nie hê dit moet so wees nie. Ek wil nie opoffer nie. Ek wil hê U moet dit doen soos wat ek wil hê dit moet gebeur. Daai ding van, Here, ek wil glo, maar dan moet iemand daarom optree soos wat ek dink dinge sin maak, nê? En dis presies wat die Fariseërs gedoen het, nê? Dit kan nie wees nie, want Jesus is so anders. Dit kan nie wees nie, want dis nie ons wil hê dit moet gebeur nie. Hulle kon nie hulle harte oopmaak nie, want dit het te veel van hulle gevat. Dit het te veel losgemaak binne in hulle. En dis te broos. Ons wil nie broos wees nie, want ons dink is 'n teken van swakheid. Maar dis juist binne in ons broosheid wat ons kan gesond word. Waar ons vind wat ons nie so sterk hoef te wees nie, want God is sterk. En die ding is, Jesus het nie gekom om hulle te red van hulle omstandighede nie. Hy het nie. Want omstandighede kom en gaan, nê? Oorloë kom en gaan. Magshebbers kom en gaan. Môre besluit, as ons word gered van een omstandigheid, en môre besluit iemand weer, hy wil die wêreld regeer en hy wil selfsugtig wees en hy wil hê almal moet doen soos wat hy doen, en dan word ons weer onderstebo gegooi en ons weer oorlog en ons weer klomp goed wat gebeur. Omstandighede verander die heeltyd, nê? So God kan ons van een omstandigheid verlos, maar môre is daar weer. Hy het nie gekom om ons te verlos van ons omstandighede nie. Hy het nie die Jode kom red van die Romeine nie. Hy het ons kom vrymaak ten spyte van ons omstandighede. Jesus het gekom vir meer as dit. Hy is soveel meer as dit. Jesus het gekom om ons te red van ons eie swart harte. Hy het gekom om ons te red van onsself. Want as ons onsself gered is van onsself, dan gaan ons nie daai omstandighede veroorsaak vir ander mense nie, nê? Soveel groter. Want ons kan nie by God uitkom met ons selfsug en met ons sondes wat ons doen, wat ons so maklik wegsteek. Ons kan nie by hom uitkom met dit nie. Hy het ons kom red van onsself. Hy het ons harte kom skoon was en gesê, maar ek wil jou gesond maak. Ek wil jou nuut maak. Ek wil hê jy moet by God kan uitkom. En as jy by God uitgekom is, kan jy 'n verskil maak en jy kan ander mense help om hulle harte wat vol sonde en seer is en wat selfsugtig is, wat vol haat is, help om reg te maak, om by God uit te kom en ook te verander. En so God het ons kom vrede gee en hy het ons kom nuut maak nie van buite af en ons omstandighede kom regmaak nie. Hy het ons kom red en kom vrede gee deur ons harte te verander. Hy het ons van binne af kom red. Want as ons van binne af gered is, dan kan ons omstandighede trotseer. Dan kan ons omstandighede beter maak en ons kan ander mense help om van binne af gesond te word. Hierdie Messias was so nederig dat hy selfs bereid was dat die trotse, selfsugtige mense
Mense wat nie verdien om by God te kom nie, geensins nie, om dood te maak. Sodat ek en jy, wat net so selfsugtig en vol haat is, by hom kan uitkom. Dis eintlik so. Soos ek kan nie dit begryp nie, hoe kan iemand dit doen? Nee? Hy laat toe dat die mense wat hom haat, hom doodmaak, sodat hulle gered kan word. Dis al regtig baie nederig, nee, dis al regtig baie ver. Dis regtig ver. Hoekom doen hy dit? Hy het regtig nie nodig om dit te doen nie. Hy moet dit nie doen nie. Hulle moes vir hulle self betaal het, want hulle verdien dit. Maar Jesus sê nee. En dis wat hy vir ons kom doen, hè? Dis wat hy, as hy op sy donkie in die stad inry, vir ons kom wys en sê, maar ek is koning, ek is in beheer, ek weet wat ek doen. Maar hierdie koning wil jou kom red van jouself. Hierdie koning wil vir jou soveel meer gee as net om jou omstandighede gou reg te maak. Hy wil jou reg, hy wil jou heel maak, hy wil jou gesond maak, hy wil hê jy moet by hom kan uitkom. En dan is die vraag op die ou ende, wie is God vir ons? Wie is Jesus vir ons? Wie, as jy vir iemand moet sê, wie is God vir jou? Wat sal jy sê? Want doen ons nie presies dieselfde nie, nee? Ons bid en ons sê, Here, as my omstandighede net so kan verander, dan sal ek U dien. Of dan sal alles reg wees. As ek soveel geld in die lewe kan kry, dan sal alles perfek wees. As ek net so ver gevorder kan wees in my besigheid en alles sal net reg werk, dan sal alles perfek wees. As ek net genees kan word van hierdie siekte, dan sal ek gelukkig kan wees en dan sal ek vry wees. As U my net kan vry maak van hierdie mense wat my so onderdruk, dan sal ek okay wees. Nee? Ons bid, ons vra dit, en dis alles goed wat ons mee worstel, dis nie oppervlakkige goed nie, dis nie goed wat onbelangrik is nie, want dit is regtig goed wat ons opeet en wat ons seer maak, dis regtig goed waarmee ons worstel. Nee, ons vra dit van die Here, maar die Here kom en hy sê, maar ek wil vir jou soveel meer gee, as om net daai klein stukkie van jou reg te maak. Want môre besluit iemand weer om iets verkeerd te doen en dan sê jy weer terug in dieselfde omstandighede. Of jy kies verkeerd en dan sê jy weer terug in jou spiral. Die Here wil vir ons soveel meer gee. So as Jesus kom op daai donkie en hy sê die koning van die Jode, die koning van die wêreld is hier. En hy sê, ek kom om vrede te bring. Die profesie sê dit ook, né? Vrede vir die hele wêreld. Die koning sal vrede vir die nasies aankondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot by die uithoeke van die aarde. As Jesus sê vrede, dan beteken hy vrede, regte, diep, innige vrede. Nie vrede want ek sê jy moet dit so doen, anders is daar gevolge nie. Vrede want my hart verander. Want ons vra vir die Here hierdie goed, en baie keer dan doen die Here dit nie. En hy sê, en hy maak ons nie gesond nie, of hy help nie my geliefdes nie, of mense kom nog steeds in karongelukke, of mense se besighede faal nog steeds, of daar gebeur nog steeds korrupsie. Hoekom doen die Here nie iets aan? Hoekom vat die Here dit nie net weg nie? En dan raak ons kwaad vir die Here as hy dit nie doen nie. En baie keer skryf ons hom sommer af, want Here, U wil dan nie vir my luister nie. En dit is seer, en ons verstaan nie, Here, hoekom? Want God is nie hier om ons omstandighede perfek te maak nie. Ja, baie keer doen hy dit, en dit is wonderlik. En die Here doen groot goed, hy doen regtig, hy maak gesond, maar hy doen nie altyd nie. Hy doen nie altyd nie.
Want die Here het nie gekom om ons vir ons perfekte omstandighede te gee nie. Hy gebruik dit, hy doen wonderwerke, hy werk, maar hy doen nie dit altyd soos ons het wil hê nie. Hy het gekom om ons harte te kom nuut maak. Hy het gekom om ons harte te verander, sodat jy kan opstaan ten spyte van die omstandighede, sodat jy kan weet, ek is God se, al is die wêreld totaal en al gemors, ek is God se, ek het vrede, ten spyte van die keuses wat ander mense rondom my baie keer maak, en ten spyte van my eie keuses, nee? Kan ek kom en sê, Here, ek is vry, Here, help my, Here, maak my nuut. Die vrede wat ons het, om te sê, maar, maak nie saak wat nie, tot in alle ewigheid, nie net nou terwyl ek leef nie, van nou af tot in alle ewigheid. God sê, jy sal vir altyd by my wees, of jy nou lewe en of jy sterf, jy is myne, jy is myne, jy is myne, jy is myne, en ek sal jou nie los nie. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat ons voor Hosanna sê, prys die Here, loof die Here van die hemele. Nie omdat hy doen wat ons wil hê hy moet doen nie. Nie omdat hy ons omstandighede perfek laat maak nie. Nie omdat hy, as ons vingers klap, ons gebede verhoor nie. Maar omdat hy vir ons van binne af kom heel maak. Hy maak ons van binne af heel. Ons gesond word, is baie keer fisies, maar baie keer is ons gesond word in ons harte. Waar ons vir God kan staan en sê, Here, ek weet U moet nou. Here, ek het droog gemaak. Help. Here, kom maak my nuut. Kom bring vir my nuwe lewe. Kom gee vir my ware vrede. Kom sing ons Hosanna in die hoogste. Hosanna, jou verlosser is hier. Wie is God vir jou? Gaan jy hom toelaat om jou lewe te kom verander, jou hart te kom verander? Of is hy net 'n God wat moet doen soos wat jy dit wil hê? Here, ek gaan nie aanbid as U nie vir my sê, doen soos wat ek wil hê dit moet gedoen word nie. Here, ek sal glo, maar net as U doen soos wat ek dit wil hê, of soos dit vir my sin maak nie. Dis ons keuse, né? Dis ons keuse. God dwing dit nie af op ons nie. Hy sê, Here, hy sê hy is hier. Hy wil vir ons vrede gee. Maar hy wil vir ons ware vrede kom gee. Diep binne in ons hart. Hy wil ons kom skoon was, regtig skoon was. Nie ons seer en ons pyn en al daai goed kom toesmeer en maak of dit nie daar is nie. Hy wil ons kom skoon maak, hy wil ons kom nuut maak en hy wil vir ons regtig diep innerlike vrede te kom gee. Maar dan moet ons kan eerlik wees met die Here, né? Dan moet ons kan broos wees vir hom en sê, Here, ek kan nie, ek het droog gemaak, Here, ek doen nie reg nie. Sê, Here, help my. En die Here sê, my kind, ek het dit vir jou gedoen. Ek het gesterf, sodat jy veilig by my kan wees. Jy mag broos wees by my. Ek is lief vir jou. So kom ons gee 'n oomblik van stilte. Sit by die Here se voete. Here, die wêreld is chaos. Daar's soveel seer. Daar's oorlog, magsbeheptheid, selfsug. Onskuldige mense verloor hulle lewens. Mense doen goed aan mekaar en verwoes mekaar se lewens. En ons luister nie, Here, ons is so vol selfsug en haat, Here. Die lewe is moeilik. Baie keer maak ek verskriklike keuses wat mense rondom my so seer maak, Here. Baie keer maak ander mense verskriklike keuses wat my so verskriklik seer maak. Here, is moeilik en ek raak kwaad en ek gaan deur 'n verskriklike klomp emosies, Here, en ek vra dat U my lewe sal kom nuut maak.
Maar Here, partykeer werk U nie heeltemal soos wat ek wil hê dit moet werk nie. Maar wat U wel vir my beloof is, dat wanneer ek na U toe gaan met 'n oop hart en sê, Here, hier is ek, help my, dan kom gee U vir ons vrede. U kom maak ons harte nuut. Dis die een ding wat ons van seker kan wees. U maak ons harte nuut. U help ons om anders te dink. U help ons om ander keuses te maak. U help ons om in liefde, in U liefde te kan leef. Ten spyte van die omstandighede wat ek regtig baie keer nie weet hoe om te hanteer nie. Here, U is die koning van my hart. U het gekom om vir ons koning van ons harte te wees. U het gekom om ons te kom nuut maak tot in alle ewigheid. Nie net ons omstandighede nou en miskien later te kom verander nie. U het ons kom nuut maak, ons harte kom verander. En Here, help my om toe te laat, om broos voor U te wees en te wees, Here, ek vertrou U. Dit is my baie moeilik om te sê wat ek verkeerd doen. Dit is my baie moeilik om te erken as ek ook 'n aandeel het in ander mense se seer. Maar dankie vir U vergifnis. En dankie dat U aan daai kruis gesterf het, sodat ek vergewe kan word, Here. Dankie dat U koning op 'n donkie nederig gekom het. Nie om die wêreld te dwing om vrede te hê nie, maar om die wêreld regtig vrede te kom gee. Diep innerlike ware vrede. Dankie Here vir U liefde. U liefde wat ons verstand te bowe gaan en wat ons baie keer nie verstaan nie. Dankie dat U weet wat U doen. Amen.